Kom luister verder na Die As van die Lewe, hoofstuk 4, geskryf deur Christo Jonas Du Plessis. Balt kom by die agterdeur in, hak sy plaashoed aan die kapstok op, en dan sien hy sy ma by die kombuistafel sit. Sy is verdiep in haar selfoon. Hy kom staan agter haar en plaas sy hande op haar skouers. Loer kastig oor haar skouer asof hy lees wat op die selfoon aangaan. En wat sê ma se neuroloog? Vra hy stuitig voor haar en haar hare soen. Sy klap gemaak ernstig na hom en staan op. Ag, moet jou nou nie laf hou nie, Baltsarius. Die man is net Piet se dokter en dra sy gesondheid op die hart. Jy moet ook onthou, dit is nou al 4 weke wat verloop het van dat Piet gediagnoseer is. Sy skink vir hulle koffie en albei gaan sit by die tafel. As die kind net nie so hardkoppig wil wees nie, hoekom kan hy nie net besluit om hospitaal toe te gaan vir die operasie en klaar kry nie? Clara frons diep. Balt vat 'n groot sluk van die warm koffie. Sy oë traan toe die koffie sy mond brand. Clara kyk hom besorg aan. En nou my kind, is Piet se saak dan vir jou so erg dat jy bewoer raak daaroor? Jy moet onthou die dokter het gesê hulle kan die hele gewas verwyder en Balt klop haar goedig op die hand en sê lachend. Dankie moeder, maar ek tree darm nie nou al oor Piet nie. Ek het net my mond gebrand, maar so van Piet gepraat, waar is hy? Clara trek haar een wenkbrau op. Hy is te perd hier weg, gesê hy gaan in die onderste kamp in die kuil swem. Bart klap sy tong verergd. Wat bekeer die man? Dit raak donker en hy is nog nie terug nie. En hy het mos gehoor hy moet heeltyd onder toesig wees. Dink maar, hy vir ma se plesier op die plaas kom bly. Nee, dis om hom op te pas. Daar heers 'n rukkie stilte in die kombuis voordat Clara praat. Dit is soos jy sê, Balt, maar jy weet hoe hardkoppig jou ouboet kan wees wanneer hy gesond is. Wat nog te sê van terwyl daai ding in sy brein sit. Balt wil ten alle koste die gesprek oor sy broer verder vermy en hy verander die gesprek terug na sy ma en haar kontak met die neuroloog wat vir Piet behandel, Dr. Rudolf Enslin. Wat sê ma se neuroloog alles, wil hy al kom kuier? Jy is nie te groot om 'n pak slaag te kry nie, Baltsarius. Sy dop haar oë om. Hy reik net uit na Piet, dit gaan glad nie oor my nie. Balt glimlag breed terwyl hy sê, maar ek het mos gesien hoe ons dokter na 'n sekere moeder van die pasiënt loer. Hy trek sy gesig om by sy gekskeerdery te pas. Sy ma vryf selfbewus oor haar skouer en nek en sê, wel, hy is 'n aantreklike man, so ek sal nie 2 keer dink as hy regtig by my wil kom kuier nie. Om die aandag van haar en Rudolf Enslin af weg te kry, skiet sy gemaak onskuldig ook 'n vraag in Balt se rigting. Maar sê my 'n bietjie vir my, hoe gaan dit met die vlerkslepery by die vrou van die buurplaas? Balt se oë vonkel. Bedoel jy nou vrou Bonger, Klaartjie? Nee, my liewe ma, sy is te oud vir my. Baltsarius, jy soek vir my. Jy weet goed ek praat van Triana. Ek kan ons sien julle het oë vir mekaar. Balt lag net en skud sy kop. Daar is nou nie eers 'n halwe kans vir my nie. Ek sou nog 'n kans wou vat, maar sy het dit duidelik gemaak sy wil niks meer as vriendskap hê nie. Dit klink vir my sy stry ook met duiwels uit haar verlede. Clara kyk op haar horlosie en dan by die venster uit. Dis al donker. Ek wonder tog waar Petrus bly. Hy is al vroegmiddag weg. Hy kan mos nie nou nog swem nie. Dis nou altyd donker vir swem in die kuil. Balt staan op en vat die bakkie se sleutel. Kom ma, kom ons gaan kyk of hy nog by die kuil is. En vir sy part hoop ek hy makeer iets, want anders moer ek vir hom vanaand tot hy iets makeer. Balt konsentreer op die 2-spoor paadjie wat hulle moet ry tot by die kuil. Die bosse is ruig en daar's redelik baie wild op die plaas. Hy hou veral sy oë gefokus op die kante van die pad vir die wild se oë wat in die bakkie se ligte blink. Die kudu's is vir Balt die ergste. Hulle spring voordat jy kan dink en dit het altyd erger gevolge. Hoe verder hulle ry, hoe kwaader word hy. Petrus is of onverantwoordelik of hy spoedwillig. Hy is die kwaadste omdat Piet sy ma deur hierdie hele ding sleep. Hy klap sy tong ongeduldig. Hy dink hy moet vir Piet in 'n kamer toesluit sodat hy nie weer kan wegraak nie. Daar, roep Clara uit en beduie met haar foonbring. Daar is die perd. Balt kyk na waar Clara beduie.
Die perd staan vasgemaak onder 'n doringboom. Die perd trap rond as die bakkie se ligte op hom skyn. Balt hou vinnig stil en klim uit en stap oor na waar die perd met groot oë na die bakkie kyk. Dis nog ten volle opgesaal, maar wanneer Balt aan die perd vat, is hy koud in die aanlig. Daar's geen teken van Piet nie. Balt vat die kollig en skyn met die lig oor die kuil. Die water lê spieelglad, geen teken van enige mens nie. Hy soek met die lig oor die wal van die kuil. Dan sien hy iets tussen die gras lê. Hy stap vinnig nader, is net 'n hoop klere. Hy staan nog en daarna en kyk toe sy ma by hom verbykom en die hemp en broek optel en in die lug hou. Daar's 'n hysteriese klank in haar stem as sy angstig vir Balt sê: "Balt, Balt, dis die klere wat Piet vanoggend aangetree het." "Ma, gaan sit in die bakkie," sê Balt amper op bevelende toon. Clara wil nog teepraat, maar Balt wys net na die bakkie en verlig die pad vir haar om veilig tot by die bakkie te kom. Toe hy seker is hy sit in die bakkie, begin hy die omgewing fynkam. Maar is so goed soos om 'n naald in 'n hooimoed te soek. Dit lewer niks op nie. Dit is donker en die lig help nie veel nie. Hy moet kol soek en dit frustreer hom. Hy roep na Piet en wag om te hoor of hy antwoord, maar net stilte kom hom tegemoet. Daar is nou net genade en dit is om hulp in te roep. Hy haal sy selfoon uit sy sak en stuur 'n WhatsApp na die plaasveiligheidsgroep. Hy verduidelik die situasie en vra of die mense hom by die kuil kan ontmoet. Die eerste persoon wat arriveer is Triana. Sy stap Balt tegemoet terwyl sy van 'n afstand af groet. "Na, Balt, al iets gekry?" "Nee, net sy klere en die perd, verder niks. Ek is so kwaad vir hom. Hy sit sy ma deur onnodige spanning." Triana druk sy amper bemoedigend. "Het hy al besluit om vir die operasie te gaan?" "Nee, hy is so stiek soos 'n donkie. En sy toestand raak volgens ma al hoe erger. Dit voel vir my die ding groei vinniger en druk meer teen sy brein as wat die dokter vir ons gesê het." Balt klink terselfdertyd bekommerd en vies. Hy beduie na waar sy ma in die bakkie sit. "As hy 'n toeval gekry het terwyl hy geswem het, moet ons hom in die bodem van die kuil gaan soek." Hy draai om en stap die donker in, skyn met die lig rondom hom terwyl hy na Piet roep. Triana staar hom magteloos agterna. Miskien moet sy voorstel dat sy en Tannie Clara terug gaan huis toe sodra die ander helpers opdaag. Sy sal na Tannie Clara kyk terwyl die ander soek. Daar daag nog 'n klomp manne op, elkeen gewapen met 'n sterker soetlig. Omdat Balt nog nie terug is nie, neem sy die besluit in eie hande om vir Clara huis toe te vat. Sy sal vir Balt 'n WhatsApp stuur en verduidelik. Die manne vergader rondom Triana en sy gee 'n kort terugvoer oor wat gebeur het. Dan roep sy vir Balt, maar hy keer nie terug nie. Sy noem vir die soekspan dat sy vir Clara huis toe gaan neem en hulle moet maar agter Balt se lug aanstap totdat hulle hom inhaal. Wanneer sy agter die stuurwiel van Balt se bakkie inklim, skakel sy eers die engine aan en trek weg voordat sy met Clara praat. "Tannie Clara, ons gaan huis toe. Dan maak ons vir die manne warm koffie en iets om te eet." "Maar Tren, ek wil daar wees as hulle vir Piet kry. My siel sal nie rus voor ek nie weet wat my kind is veilig nie. So gaan laai my eers." Triana druk die sentrale sluitstelsel sodat al die deure sluit. Dit sal haar glad nie verbaas as Clara sommer so in die ry wil uitkom nie. "Tannie, ons kan nie ook nog in die donker invoeter nie. Net nou kom een van ons iets oor en dan het hulle dubbel moeilikheid. Ons gaan huis toe." Clara kyk verbaas na die gewoonlik gemoedelike Triana wat nou streng klink. Sy sak terug in die sitplek in 'n klein bonneltjie. In die lig van die instrumentepaneel kan Triana sien sy kou aan haar duimnaal. Haar hart gaan uit na Tannie Clara. Sy hou baie van die tannie, maar meer van haar seun. As dit nie vir die spooke uit haar verlede was nie. Sy sug hardop. Sy hou dig by die agterdeur stil, stap om en help vir Clara uit die bakkie. Toe hulle in die kombuis kom, sit Triana die elektriese ketel aan om vir hulle koffie te maak. Clara gaan sit by die tafel sonder om enigsins te praat. Triana gebruik die geleentheid om vir Balt 'n boodskap te stuur en vir hom te verduidelik wat aangaan met sy ma. Sy vra hom om haar op hoogte te hou met hulle vordering. Triana kyk na Clara wat verwese by die tafel sit. "Tannie Clara, kom ek vat vir Tannie kamer toe.
Dit help nie ons albei sit regop nie. Ek sal wag en met Balt kontak hou om die jongste nuus te kry. Clara stribbel nie teen nie en stap gelate saam met Triana kamer toe. Wanneer Clara tussen die lakens inkruip en moeg teen die kussings opkrul, druk Triana spontaan 'n soen teen haar voorkop. Dan stap sy kombuis toe om weer vir haar koffie te maak. Toe die telefoon vir Triana wakker lui, sien sy dat die son al begin opkom. Sy vryf haar oë. Sy het so waar by die tafel in die slaap geraak. Dis Balt. Sy antwoord haastig, Balt? Nog niks nie, Trentjie. Nee, teken nie. Behalwe die klere en die perd, niks. Kan ek vir julle koffie bring? Nee, dankie. Die manne wat die nag gesoek het, is nou huis toe en ek wag vir die dagspan. Dan gaan ons aan hele kant van die kuil soek. Triana byt haar onderlip voordat sy antwoord. Balt, jy moet eers kom rus. Hy val haar kort af in die rede. Nee, ek bly hier totdat ons iets kry. Dan versag sy stem. En my ma het daarom geslaap. As sy op is, kan jy hulle koffie bring vir die soekspanne wat verwag word. Ek gaan ook nou die polisie bel en vra hulle moet kom help. Sy stem in en beëindig die gesprek. Toe sy by Clara se kamer kom, is die ouer vrou al op, versorg en aangetrek. Sy sien die vraagtekens in Clara se oë. Hulle het nog niks gekry nie, Tannie. Die manne wat deur die nag gesoek het, is nou huis toe en Balt wag vir die varsspanne. Hy het ook die polisie gevra om te kom help. Sy hak by Clara in. Kom, ons gaan maak koffie en broodjies vir almal en dan vat ons dit kuil toe. Toe Triana en Clara by die soekspanne aankom, soek sy onwillekeurig na Balt se reisige gestalte tussen die ander manne. Hy staan aan een kant met sy rug teen 'n boom. Sy gooi vir hom 'n beker koffie en stap na hom toe. Sonder 'n woord hou sy die koffie uit na hom toe. Hy vat dit by haar en slurp die warm koffie in. Dankie, Trien, dit is lekker. Ek hoop ons kry hom vandag in enige toestand. Hy beduie met sy ken in sy ma se rigting. Hoe gaan dit met haar? Sy is ook maar bekommerd en sy voel verantwoordelik daarvoor dat sy Piet nie gekeer het toe hy wou gaan swem nie. Maar ek dink die bydra met die koffie en goed help haar so bietjie. Hy gee die leë beker vir haar terug. Ons gaan nou die kuil aan julle kant deurtrap. Hy sit sy hoed op en begin wegstap. Triana roep hom terug. Balt! Hy stap terug na haar toe, kyk vraend na haar. Weet jy waar die grot is teen die hang van Ouberg? Hy frons en skud sy kop. Toe maar, ek sal daarheen ry. Is te ver om tot daar te stap. Ek los jou bakkie se sleutels in die bakkie. Hulle stap weg van mekaar af sonder om verder te praat. In stilte help sy vir Clara om al die koffiebekers en bakke bymekaar te maak. Dan gaan hulle terug na haar voertuig om na die grot in Ouberg te ry. Na haar binnekant begin 'n knop op die krop van haar maag vorm. So asof 'n voorgevoel homself nes maak in haar binnekant. Sy ry onwillekeurig stadiger en sy kyk bekommerd na Clara langs haar in die passasier sitplek. Sjoe, dit was dan hoofstuk 4. Dankie vir julle saamluister. Hoofstuk 5 volg binnekort.